Hartlik goeiemôre, mag hierdie baie ryklik seën as sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou lief vriende, die luiperd ken ons seker redelik goed in Suid-Afrika. Ons weet dat dit deel is van die groot 5 wat hier in Suid-Afrika ook is. En tog is dit ook so dat die luiperd is die beste boomklimmers van al die katfamilie wat daar is. Hulle dra dikwels hulle swaar prooi op in die hoog in hierdie boom op, om het veilig te hou teen ander roofdiere soos leeu's en hyenas dan. Hulle is dan ook uitstekend wat betref hulle luister en hulle sig. Hulle sig is in die nag beter as die van leeu's, en dat hulle geweldig vinnig goed kan reageer, en dan sekerlik baie goed in die donker jag oor hulle reuk en hulle sig so goed ontwikkel is dan ook. Die naam luiperd kom uit Nederlands en dit het niks daarmee te doen dat dit 'n luikat is nie, want hy is nie lui nie en hy is ook niks met 'n perd te doen nie. So nou ja, maar net interessant dat die naam so gegee is dan ook. Verder is die luiperde baie slim jagters. Hulle is uitstekend daarmee om hulle prooi te bekruip en sommer van naby te vang dan ook. Soms sal hulle van hoog uit 'n boom uit ook op hulle prooi neerspring en dan die prooi ook dan so plat trek dan. So lieve vriende, uitstekende dier wat daar dan ook so is dan. So wil ons vanoggend met u deel oor iets wonderlik wat gaan gebeur, en dit is sekerlik daarmee dat die Here gaan sy kinders kom haal. U weet, die feit dat die Here Jesus opgestaan het, beteken dat ons eendag ook sal opstaan. Die wat reeds gesterf het, sal ook in die hemel wees. Ons lees in 1 Tessalonisense 4 vers 14, want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Is dit nie 'n geweldige groot saak nie? As u glo dat die Here nie net gesterf het nie, maar ook opgestaan het, en u het die Here aangeneem as u verlosser en saligmaker, as u sou sterwe, dan sal u opgewek word, u sal saam met die Here in die wonderlikheid van die hemel wees. Liewe vriende, dit wag vir elke ene wat die Here aangeneem het as sy verlosser en saligmaker. Dit is 'n wonderlike troos vir elkeen wat iemand al in die dood afgestaan het, en u weet daarom hierdie persoon het die Here Jesus dan ook geken. Verder, liewe vriende, sê 1 Tessalonisense 4 vers 16, hy sê, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Die wonderlike, hulle wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan dan. So daar's duidelik weer eens die bevestiging dat daar 'n opstanding is na die dood vir hulle wat in Christus gesterf het. So sê vers 17 vir ons, daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. So liewe vriende, die dooies sal eerste opgewek word, die wat in die lewe oorbly sal daarna saam geneem word, en ons sal in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Vir wie is hierdie dinge? Vir hulle wat glo dat die Here gesterf het, dat die Here opgestaan het, en die Here aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker. En terwyl ons hierdie wonderlike boodskap sekerlik het, en dit vas in ons harte is, dat ons weet dat die Here gaan sy kinders kom haal, en dat ons 'n vaste sekerheid daarvan. Waarom? Omdat die Here Jesus self opgestaan het. Liewe vriende, daarom kan u met 'n sekere wete sê, en behoort u met 'n sekere wete vandag te kan sê, ek weet dat ek eendag in die hemel sal wees. As u nog nie u saak met die Here reggemaak het nie, liewe vriende, dan is dit juis hierso waar die tyd nou aanbreek om te sê, ek moet nou my saak met die Here regmaak. Want die Here gaan kom, en hy gaan net sy kinders kom haal. Vir elke kind van die Here word die woord van die Here vanoggend afgesluit in vers 18 van 1 Tessalonisense 4. Vers 17 het ons nou net gelees. Nou sê vers 18 die volgende: bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Wat 'n wonderlike bemoediging het ons dan nie, dat die Here weer gaan kom, dat hy sy kinders gaan kom haal, dat ons mekaar in die hemel sal sien, almal wat gered is, en mag u deel hê aan daardie wonderlike sekerheid en ander wen vir die Here. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, baie dankie dat u hierdie wonderlike belofte gee, dat u dit vir ons gegee het, tot 'n aanmoediging en 'n aansporing. En daarom hou ons aan u vas, en wil ons ook so ons beste vir u doen, totdat u kom.
want ons het 'n blye wete dat ons saam met U in die hemel sal wees. Amen.